bid saam. Ons Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit vir ons om Noustroom NG, Noustroom Oos en Waterberg in hierdie Pinksterreeks te kon hande vat. Here, dat ons kon besin oor een van die oudste belydenende skrifte wat ons as kerke aan mekaar bind. Dankie vir die wondere wat U oopgesluit het in hierdie belydenende skrifte. Belydenende skrifte wat ons baie Sondae gehoor het en dalk saam opgesê het, maar waarvan ons vergeet het of nie so daaroor gedink het, wat die betekenis van elke woord en elke frase is nie. Want hierdie woorde en hierdie frases is na baie worsteling en met groot sorg gekies vir die kerk om te sê, so glo ons. By hierdie laaste geleentheid bid ons dat U deur U Gees ons harte sal laat warm klop en dat ons mekaar se hande sal vat in geloof en in liefde en dat ons, as ons hier uitgaan, vir mekaar sal sê, dit was goed om die Here te ontmoet. Ons vra U seën op hierdie diens en op elkeen van ons se lewens, sodat ons as ware Pinkstergemeente hier sal uitgaan. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, die Here. Amen. Liewe gemeente, ons sing nou 2 liedere en ons sing al die versies, dit kom op die bord agter ons. Kom ons staan en sing dit tot lof van die Here. Die Heer het waarlik opgestaan. Vir sondaars het die Heer gesterf, die lewe deur sy dood verwerf. Oorwinning is vir ons verkry, oor sonde mag en heerskappy. Die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan. Vir sondaars het die Heer gesterf, die lewe deur sy dood verwerf. Hy het oorwin die dood, die hel, ons kan dit wêreldwyd vertel. Die Heer het opgestaan, die Heer het waarlik opgestaan. Aan hom die lof, die roem en eer, hy laat ons met hom triomfeer. Laat ons, o Heer, deur U Gees
Liewe gemeente, ons skriflesing vanaand is uit Romeine 6, die eerste 5 verse. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly voortleef, sodat die genade kan toeneem? Nou, Paulus, as hy skryf, voer eintlik 'n argument. 'n Argument wat in die harte van die mense geleef het. Hulle het gedink, as dit dan so is dat God ons genade gee om die sonde te oorwin, dan is dit eintlik vir ons voordelig as ons 'n bietjie meer sonde kan doen, want dan kan God meer genade gee. Nou sê Paulus, nee, hoegenaamd nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog langer daarin bly leef? Of weet julle nie, dat ons wat in Christus Jesus ingedoop is, in sy dood ingedoop is nie. Deur die doop is ons dus saam met hom in die dood begrawe, sodat, net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, so ook ons 'n nuwe lewe sal lei. As ons inderdaad met hom saam gegroei het in 'n dood soos syne, sal ons ook saam met hom saamgroei in 'n opstanding soos syne. Tot sover ons skriflesing. Liewe broers en susters, ons het die afgelope tyd 'n pad geloop met die belydenis van Nicea, eintlik Nicea Konstantinopel. Want soos met dit met synodes gaan, praat hulle nie op een keer klaar oor 'n saak nie. Dit wat hierdie synode oor besin het, het hulle by 'n volgende synode klaargemaak en is die belydenis aangepas en uitgebrei. Dit het in 381 plaasgevind, terwyl die synode van Nicea die eerste keer in 325 by mekaar gekom het. Nou, dit is al vir ons moeilik om ons voor te stel hoe so 'n synode gebeur het. En hoekom? Al die groot synodes wat tot belydenisskrifte gelei het, het 'n baie belangrike teologiese gesprek gevoer. Hulle moes vir hulle self en vir die wêreld rondom sê wat glo hulle oor 'n bepaalde saak. Die saak wat aanleiding gegee het tot die synode van Nicea aan 325 is 'n sekere priester uit Alexandrië met die naam van Arius wat ontken het dat Christus waarlik God is. En daarom sal u sien dat in die bewoording van hierdie belydenis dit baie uitdruklik gestel word dat hy ware God is. En dan kom hierdie woorde: God uit God, waaragtige God uit waaragtige God. Maar hierdie synode was ook interessant
om twee ander redes. Die eerste is dat dit nie die kerk was wat besluit het, ons moet oor hierdie sake klarigheid kry nie. Dis die keiser, Konstantyn, wat hierdie synode byeengeroep het. En ek sal net nou nog 'n bietjie meer vertel, hoekom Konstantyn dit gedoen het. Die tweede rede waarom hierdie belydenis baie interessant is, en van die ander verskil, is dat dit die enigste belydenis is, wat spesifiek oor die doop praat. Die synode het Ewald vir ons gesê, het in 'n klein dorpie Iznik in die huidige Turkye byeengekom. So wat 90 kilometer van Konstantinopel af. Nou, jy weet dat Konstantinopel was een van die hoofstede van die Romeinse Ryk. En later, toe Rome ingeneem is, het die hele ryk sy hoofstad na Konstantinopel verskuif. Dis waar vandag Istanbul is. Nou as jy mooi luister na Istanbul, dan sal jy hoor, dis 'n vervorming van die woord Konstantinopel. Konstantinopel beteken in Grieks polis, stad van Konstantyn. Die mense wat uitgenooi is, ons weet nie die presiese getal nie. Die konservatiewe berekening is 250 biskoppe uit veral Klein-Asië en ook 'n paar uit die weste het byeengekom om oor hierdie probleem, die ware natuur van Christus, te praat. Sommige mense meen dit is soveel as 350. Biskoppe, ons protestante ken ons nou nie eintlik biskoppe nie. Ons het nie sulke goed nie. 'n Biskop is die hoof van 'n plaaslike kerk. In ons taal, die dominee van die gemeente. Nou kom Konstantyn en hy kry daai klomp mense bymekaar en hy betaal al die kostes uit die staatskas. Verblyf, etes en reiskoste. Ons weet dat Konstantyn se ma 'n Christen was. En Konstantyn het ook tot bekering gekom. En hy was die keiser wat die Christendom as staatsgodsdiens van die Romeinse Ryk ingestel het. Dit klink vir ons baie mooi dat Konstantyn so goedgesind was. Maar Konstantyn het ook 'n ander rede gehad. Die stadium, toe hy die synode bymekaar gekry het, was hy 'n katekisant. Hy het tot bekering gekom en hy moes hom voorberei om te antwoord oor wat glo jy voordat hy in die kerk as volwasse lidmaat toegelaat is. So jy kan sien, Konstantyn was nie dom nie. Kry die domies en sê vir hulle, praat hierdie saak uit. En hoe is dit maklik as 'n mens in Afrikaans die geloofsbelijdenis van Nicea lees,
dat jy sekere fyn nuances kan mislees. Ek het vir u gesê, dis die enigste belydenisskrif wat spesifiek oor die doop handel. Want die man wat hierdie synode bymekaar gekry het, wou hom laat doop. Kom ek vertel dit anders. Die man wat hierdie synode bymekaar gekry het, moes katkiseer en daarna kon hy gedoop word. Daarom is die doop pertinent. As ek vir die deursnee lidmaat van die NG Kerk vra, kan jy jou doop onthou? Hulle my snaaks gaan kyk. Die meeste van ons is klein gedoop, is babas. En ons sal amper sê, soos die seentjie wat deur sy ma se en pa se huweliksalbum gekyk het met die foto's, en hy toe hy deur was, toe vra sy ma, en toe, hoe lyk dit vir jou? Kyk hy haar so, toe sê hy, en waar was ek? En hy bly so rukkie stil, hy sê seker weer by die bediende gebly. As ek vanaand so vra, kan jy jou doop onthou? Weet jy waar is jy gedoop? Weet jy watter dominee het jou gedoop? Maar die doop is 'n baie belangrike gebeurtenis in 'n mens se lewe. Die doop sê, jy word ingelyf, sê Romeine vir ons. Die doop is 'n teken, of soos die belydenis sê, 'n simbool, of soos wat ons in die katekese geleer het, 'n sakrament. En omdat dit so is hier 'n subtiele wysiging in die bewoording van die belydenis. As ons net na daai skyfie toe kan gaan, dan is die Grieks en die Latyn so langs mekaar. Ja, baie dankie. Die belydenis van Nicea is natuurlik in Grieks opgestel. Dit was die taal, dit was die kerktaal op daai stadium. En daar sal u sien op daai skyfie, het ek in rooi ingekleur. In die linkerkant is die Grieks, in die middel is Engels, in die regterkant is Latyn. So terloops, Konstantyn het hierdie synode geopen met 'n gebed in Latyn. Nou as mens daai woorde lees, en veral die Latynse woord wat in Afrikaans vertaal is. Die Latynse woord is confidemur. Beteken ek bely. Die res van die belydenis begin bo met credo. Ek glo. Ek glo in God die Vader. Ek glo Jesus Christus sy seun. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n algemene Christelike kerk. En dan kom hy by die doop en hy sê ek bely. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes. En dis 'n sakrament. Dit sê vir my, deur die doop word ek ingelyf in die kerk van die Here Jesus. Word ek ingelyf in die groot gesin van ons hemelse Vader. En dit bely jy. Want om te glo kan objektief wees. Ek kan glo wat jy sê. En ek kan glo dat daar 'n God is. En ek kan glo dat daar 'n drie-enige God is. Maar wanneer dit by my doop kom, bely ek dit. Want ek is ingelyf. Ek is ingesluit
Nou is dit interessant, dat hy sê, ek bely in een doop. Daar is nie 'n doop in die naam van die Vader, en 'n ander doop in die naam van die Seun, en 'n ander doop in die naam van die Heilige Gees nie. Een doop. Matteus 28. Gaan uit, verkondig en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Het is merkwaardig as ons hier lees een doop. Ons lees niks van hoe gedoop is nie. Daar staan nie, ek bely een doop, een groot doop nie. Staan ook nie, ek bely een kinderdoop nie. Ek bely een doop. Telkens deur die geskiedenis het ons feite wat staan met allerhande kleinerige vrae probeer van spoor afbring. Ek bely in een doop. En wat sê daai doop vir my? Daai doop sê, tot vergifnis van sonde. Romeine 6. Deur die doop is julle dood vir die sonde. Is dit agter my? En deur die opstanding betree julle 'n nuwe lewe in die hart van die kerk, in die Christelike gemeenskap, in God se familie. Liewe broers en susters, nou gaan u vir my vra nou, maar hulle het mos nou hierdie goed geweet, hulle het mos 'n Bybel gehad. Het hulle nie? Nee. Die Nuwe Testament, alhoewel die Nuwe Testament se boeke reeds almal in die 1ste eeu na Christus geskryf is. 'n boek soos Openbaring is taamlik laat, 95 na Christus. Maar die eerste lys, volledige lys van die 27 boeke van die Nuwe Testament, kom in 'n lys voor van die biskop van Alexandrië met die naam van Athanasius. En daar's 'n volledige lys van die 27 boeke. Dus toe hierdie synode vergader het hulle nie die Bybel soos ons gehad nie. Hulle het gedeeltes gehad, wat deur ander kerkvaders aangehaal is, en wat versprei is. Maar hulle het nie die Bybel as een boek gehad nie. Die eerste synode, wat die volledige Nuwe Testament as 'n belydenis uitgespreek het, is die synode van Hippo in 393 na Christus. Kan u dus verstaan die onsekerheid wat in die harte van die kerk geleef het? Nou kom hier 'n ou uit Alexandrië en hy sê, nee man, julle het dit mis. Filosofies kan ek vir julle sê, Jesus is net 'n halwe God. Hy's 'n demigod. Hy's nie waarlik God nie. En dan gaan daar die mense en hulle sê uitdruklik, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God. En as hulle hierdie mooi formulering gemaak het, kan die keiser van die Romeinse Ryk sy katekismus voltooi en kan hy gedoop word om so deel te word van die een algemene Christelike kerk. Kan ek vir u vra? Weet u wanneer is u gedoop? Weet u waar is u gedoop? Of
gaan u vir my sê, ek weet, ek is gedoop. Ek is gedoop met die een doop tot vergifnis van sondes. Amen. Ek wil vra dat Deidre en Jack vorentoe sal kom. Daar is 'n ou gebruik in die NG Kerk, dat ons Pinksterbid hier gehou het. Ek wil graag hê, dat hulle twee vir ons die Pinksterreeks afsluit met 'n gebed. Hemelvader, wat 'n voorreg om as medegelowiges hierdie week hier te kon saamkom en aan die hand van 'n eeueoue geloofsbelijdenis weer te kon beleef en weer herinner te word dat U ons enigste God is, ons enigste verlosser, dat U bereid was om U seun vir ons te stuur, wat gelei het, wat gesterf het en wat weer terug is na U toe. Maar het ons nie alleen gelos nie. Het vir ons die Gees gegee, wat vir altyd by ons sal wees. Hemelvader, baie dankie dat ons nog vrylik kan bely, dat U ons Christus en Here is. Vader, help ons, wanneer ons hier uitgaan, in die week, en in die naweek, enige tyd daar buite, dat ons die woord sal uitdra, en as dit nodig is, Here, sal ons woorde gebruik. Baie dankie vir die liefde en die genade. Here, baie dankie dat ons kan stil raak voor U. Dankie dat ons 'n week hier kon kom sit het in die aand en geluister het na ons dominees, ons profete, hoe hulle vir ons 'n stuk oopbreek, wat nie een van ons geweet het, hoe dit werklik werk, waar dit vanaf kom nie. Ons sê dit elke Sondag op, en ons glo dit kom van U af. Ek wil vanaand sê, ek bely, dat ek is gedoop in die naam van die drie enige God, en ek hoop elke een wat vanaand hier sit, sê ek bely, ek is gedoop deur drie enige God. Dankie dat U as Vader, Seun en Heilige Gees so werk in ons, dat ons moet agterkom dat ons het 'n God, en as ons daaroor praat, Here, dan wil ons dadelik uitskree, hoe groot is U? As ons kyk na ons ou wêreldjie, en ons kyk na ons sterrestelsel, en ons hoor, daar is 162 sulke sterrestelsels, wat nou al raak gesien is, en ons weet, ons is op hierdie klein sandkorreltjie in hierdie sterrestelsel van ons, en ons weet, ons is in hierdie klein stukkie Afrika, en ons is hier in die suidpunt van Afrika, hier in Suid-Afrika, dan sit ons nog in Nylstroom, en dan het ons werklik die vermoë om met U te praat, wat dit alles gemaak het. U is God, en U is koning. U is waarlik so groot, dat ons maar in skaamte moet staan, en net sê, dankie Here, dankie dat ek kan deel wees. Dankie vir hulle wat dit vir ons oopgebreek het, dankie dat dit so mooi begin het hierdie jaar. Wil U gee dat hierdie 'n jaar vir ons in ons dorp, in ons omgewing, sal wees waarin ons die Bybel meer en meer so oopgebreek sal sien, en dat ons elke dag kan lewe om U naam groot te maak. Dankie dat Jesus Christus hier op die aarde geloop het, dankie dat U opgevaar het, al sit U in my hart, al sit U in my lyf, dankie dat U vir my die Gees gestuur het, wat vir my kan invluister, en vir my kan sê, nie die pad nie, maar daai pad. Dankie dat ons vir U mag aanbid. Dankie vir hulle wat vir ons voorgegaan het, om Christus ontwil. Amen. Amen. Kom ons sluit af met 'n baie mooi lied, lied 245. Ons sluit af met al drie die verse, al drie die strofes, tot lof van die Here. Ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlosser.
nuwe gedooptes, Pinkstergemeente van die Here. Mag die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, die lewendmaker, met elkeen van ons wees en bly.